Goeiedag almal, dit is Werner van die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons na vrae 36 tot 40 van die Kompendium van die Katekismus van die Katolieke Kerk. Vraag 36. Waarom begin die geloofsbelijdenis met ek glo in God? Omdat die bevestiging ek glo in God die belangrikste waarheid is. Dit is die bron van alle ander waarhede oor die mens en die wêreld en van die hele lewe van elkeen wat in hom glo. Vraag 37. Waarom bely ons een God? Omdat hy hom as die een God aan die volk Israel openbaar het toe hy gesê het, luister Israel, die Here ons God, hy is die enigste Here. Deuteronomium 6 vers 4. Daar is geen ander nie. Jesaja 45 vers 22. Jesus self het bevestig dat God die enigste Here, Markus 12 vers 29 is, ook deur te bely dat Jesus en die Heilige Gees God en Here is, bring geen verdeling in die een God nie. Vraag 38. Met watter naam openbaar God hom? God openbaar hom aan Moses as die lewende God, as die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, Exodus 3 vers 6. God openbaar in dieselfde Moses ook sy geheimenisvolle naam. Ek is wie ek is. JHWH, in wat die Afrikaanse vertaling van die Hebreëse konsonante is, JHWH. Exodus 3 vers 14. Die onuitspreeklike naam van God is al in die tyd van die Ou Testament deur die woord Heer, Here vervang. In Grieks is dit Kyrios. In Hebreëus is dit Adonai. In die Nuwe Testament verskyn Jesus wat die Heer, Here genoem word as die ware God. Vraag 39. Is God al een wat is? Terwyl skepsels alles wat hulle is en het van God ontvang, is dit alleenlik God wat in homself die volheid van wese, syn en van alle volmaaktheid is. Hy is die een wat is, sonder begin en sonder einde. Jesus openbaar dat hy ook die goddelike naam dra. Ek is, soos dit hy sê in Johannes 8 vers 28. Vraag 40. Waarom is die openbaring van God se naam belangrik? Wanneer God sy naam openbaar, maak hy die rykdom bekend wat in sy onuitspreeklike misterie vervat is. Hy alleen is, van alle ewigheid en vir altyd. Hy oortref die wêreld en die geskiedenis. Dit is hy wat die hemel en die aarde geskep het. Hy is die troue God, altyd by sy volk om hulle te red. Hy is die heilige by uitstek, ryk aan barmhartigheid, Efesiërs 2 vers 4, en altyd bereid om te vergewe. Hy is die geestelike wese, transcendent, almagtig, ewig, persoonlik, volmaak. Hy is waarheid en liefde. Soos Sint Terubus van Montenegro gesê het, God is die oneindig volmaakte wese, hy wat die heilige drie-eenheid is. As enige vrae het oor die Katolieke Kerk of iemand ken wat belangstel in die Katolieke Kerk, reik asseblief na ons uit, na ons e-posadres wat daar is op die skerm en ook na daardie selfoonnommers, en volg ons op ons sosiale media bladsye op Facebook en Instagram. God seën u.